Ons het nou laas gepraat van die Bybelstudies wat klaarmaak op 'n Woensdagoggend. Ek wil net vir julle noem dat dit is nie die einde van studie nie. Ek dink ons hart bly nog steeds om mense te journey, om te studeer, om te leer, om daai tipe goeters. Dit gaan net nie op 'n Woensdagoggend 9:00 gebeur nie. Ek dink ons hart is om onsself te herinner dat 'n mens kan baie vinnig val in kennis. Jean staan hier voor. Jean praat baie, julle luister of julle luister nie, en ons almal stap hier weg en dit het nie noodwendig iets beteken vir mense nie. Ons hart is om weg te beweeg van kennis en meer te gaan na prakties toe. Ons is lief vir kennis, ons hou daarvan om kennis te kry, maar die struktuur daarvan gaan verander. So met ander woorde, so dit wat ons nou ken as Bybelstudies op 'n Woensdagoggend, daai gaan eindig, maar dis nie die einde van hoe ons gaan leer en saam groei nie. So ek wil julle herinner dat moenie nou voel dat nou is daar nou niks meer wat deur die week gaan plaasvind nie. Dit gaan net nie meer so lyk nie. Sodat julle net daarvan net van bewus is. En dan het ons gesê dat op hierdie stadium verwag ons om klaar te wees met die Bybelstudies teen die einde van Mei. Wat beteken die 27ste Mei wil ons 'n afsluiting doen. Nou, ons gaan dit nie op die groep sit nie, want daar is mense wat sal deel word van die afsluiting net omdat hulle hoor dat daar is gratis koek. Um so vir julle wat getrou is, ons gaan julle uitnooi. Dit sal die 27ste Mei wees. Ons sal julle nou nog laat weet waar dit gaan wees, maar dit sal wees koek en tee op ons rekening. Maar om dankie te sê vir die tyd wat ons saam was, in hierdie struktuur. Onthou weer eens, dis nie die einde van 'n era en nou gaan ons ophou leer nie. Dit lyk net nie meer so op 'n Woensdagoggend nie. So dit sal dan die 27ste Mei wees. So hou dit maar net in gedagte. So kom ons sluit die oë en kom ons bid net saam. Ag Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan spandeer. Ek bid Here dat ons net met 'n absolute diep liefde in ons hart vir die woord hierna sal kyk, en ek wil bid Here dat ons sal aanhou leer en groei. Heilige Gees, mag U ons leermeester wees in Jesus naam. Amen. Right, so ons is nog steeds besig met eskatologie, 'n studie van die eindtyd. Nou, ek onthou die heel eerste sessie toe ons begin het met Openbaring, toe het ons gepraat oor wat is die verskillende standpunte wat mense inneem met Openbaring. En daar is soveel verskillende standpunte. En so die vraag was aan my gestel nog op die heel eerste ene. Toe sê Jean, wat is jou standpunt oor Openbaring? En ek kon daai tyd gesê het, ek het nie 'n koek en klou nie. En so ek is baie dankbaar dat dit het my 30 jaar, ek sê amper 30 jaar gevat, 30 weke gevat. 30 weke voel soos 30 jaar. Maar ek dink in 30 weke het 'n mens baie begin verander in terme van hoe sien 'n mens die eindtyd. En ek dink dis vir my lekker om dit te beleef. En ek dink as ek sou opsom, hoe lees mense Openbaring? Jy het twee primêre maniere hoe mense Openbaring lees. So jy het mense wat Openbaring oopmaak en hulle lees vanaf hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 22 en alles volg op mekaar soos 'n storie. As jy dink aan Exodus, jy maak Exodus 1 oop en jy lees deur 'n storie. Mense lees Openbaring kronologies en dan lyk dit soos letterlike gebeure wat volg na mekaar. En die enigste probleem is as jy hom so lees, dan begin ons iewers te beweeg na die toekoms toe. En dan beteken dit 'n sekere gedeelte van Openbaring moet vir vandag wees. En so nou kyk ons die buitekant om ons en ons soek waar pas hierdie gedeelte van Openbaring in. En so dis die een manier hoe party mense Openbaring lees. Jy lees hom vanaf hoofstuk 1 en jy gaan deur en dis kronologies. Ek dink terwyl ons besig is met hierdie studie het ek begin agterkom dat dit gaan nie vir ons soveel so dat dit een storie is eerder as dieselfde storie wat homself oor en oor en oor herhaal nie. Dat ons baie keer gesien het die parallelle van hoe hulle saamloop, hierdie storie, en dan vertel hy vir ons weer die storie van 'n ander angle af, en dan vertel hy weer vir ons die storie maar van 'n ander angle af. En dis wat 'n mens beleef het wat Openbaring vir ons doen, en ons gaan vandag weer gaan kyk na dit. En so dan wanneer ons gaan vra wat is simboliek? Vir die ou wat kronologies lees, hy sit simboliek in want hy lees 'n anti-kris en hy glo dat
daai ouens het nie geweet wie gaan die anti-kris wees in 2027 nie, maar nou dat ons weet wie is die anti-kris, nou is dit hy, want kyk wie is hy, en daai is die krisis. Waar as ons besef dat ons lees hierdie storie in herhaling, dan word simbole vir ons iets waarna ons gaan kyk en ons besef dat sekere goeters kyk ons na en dit is simbolies vir iets wat ons moet verstaan. So as ons gaan kyk byvoorbeeld na wat beteken die nommer 7. Die nommer 7 het homself soveel keer herhaal in hierdie boek en 7 het 'n diep betekenis. En wat beteken 7? Jy vra vir die vraag, wat beteken die nommer 3? Die drie-eenigheid, hoe speel hierdie ding af? En dan besef ons maar 3 speel 'n simboliese rol. As ons vra van 4, wat beteken 4? Die konsep dat daar 4 verskillende hemelwesens is. Ons praat van die 4 hoeke van die aarde. Dis wat beteken daai 4? En dan besef ons die nommers dra 'n simbool van iets wat dit beteken. As ons praat van 4, die 4, die vlamme in Jesus se oë, dan vra ons, dan sê ons is nie 'n letterlike vlamme in sy oë nie, maar ons besef dat daai wat ons sien is deel van die oordeel van wie hy is. Die swaard in sy mond, dis nie 'n letterlike swaard nie, dis simbolies vir sy oordeel, vir dit wat hy sê. So, 'n ou wat kronologies lees, hy lees soveel letterlik in en hy besluit wanneer gaan ons simbolies toe of nie. En so hierdie wat ons doen in Openbaring 20 is een van daai wat ons praat oor die 1000 jaar vrederyk. Nou vir 'n ou wat kronologies is, hy is baie happy met die feit om te kan sê 3 is simbolies en 7 is simbolies en 10 is simbolies, maar kom ons by 1000 dan moet dit letterlik raak. En dis nie wat Johannes doen nie. Johannes spring nie skielik van simbolies na letterlik toe nie. So ons gaan moet versigtig wees oor hoe ons Openbaring 20 gaan interpreteer en ons op hierdie stadium vind ek deur ouens wat briljant is met studies oor hoe hierdie ouens dit afbreek en ons besef dis dieselfde storie wat oor en oor en oor vertel word. So kom ons begin, ons lees Openbaring 20 deur en dan gaan gesels ons bietjie oor wat sien en beleef ons. Voordat ek dit doen, ek wil net gou seker maak, almal is op die 9 uur Bybelstudiegroep, né? Is daar iemand wat nie op die 9 uur Bybelstudiegroep is nie? Oom Marcus. Okay, ek gaan dit dan, maar Tannie Ina kan dit ook daarby oom. Ook nie. Okay, so kom ek sit julle gou vinnig hier op. Ek dink ek het julle albei se nommers. Okay, sy laai julle op sodra jy dit gedoen het. Ek wil net dan gou die Okay, ek forward gou vinnig vir julle op die WhatsApp groep. Hou dit net in gedagte, ons gaan nou daarby uitkom. Okay. So nou gaan ek julle vra om julle WhatsApp so op te maak. Okay, so kom ons lees gou net Openbaring 20 vers 1. Toe het ek 'n engel gesien wat uit die hemel neerdaal met 'n sleutel van die onpylbare diepte en 'n swaard ketting in sy hand. Hy het die draak, die slang van die oertyd wat die duiwel en Satan is, gegryp en hom vasgeketting vir 1000 jaar lank. Hy het hom toe in die onpylbare diepte gegooi, dit toegesluit en dit bokant hom verseël sodat hy nie meer die nasies op 'n dwaalspoor sou lei nie, totdat die 1000 jaar verstryk het. Daarna moet hy vir 'n kort tydjie losgelaat word. Ek het ook trone gesien en aan die wat daarop sit is mag verleen om te oordeel. Ek het die siele gesien wat vir hulle wat onthoof is vanweë die getuienis oor Jesus en die woord van God. Dit is hulle wat nie neergeval het om die dier en sy beeld te aanbid nie en nie die merk op hulle voorkop of op die hand te ontvang nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus regeer 1000 jaar lank. Die oorblywende dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar verstrek het nie. Dit is die eerste opstanding. Gelukkig en heilig is die een wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood nie mag nie. Hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met hom 1000 jaar lank regeer. Dan gaan hy in vers 7 en sê, wanneer die 1000 jaar verstryk het, sal Satan sy gevangenskap losgelaat word en dan sal hy optrek om die nasies
tussen die vier hoeke van die aarde, die Gog en die Magog, op 'n dwaalspoor te lei en om hulle te mobiliseer vir die oorlog. Hulle getal is soos die sand van die see. Hulle het van oor die breedte van die aarde opgeruk en die laar van die heiliges in die geliefde stad omsingel. En toe het daar 'n vuur uit die hemel neergedaal en hulle verteer. Die duiwel wat hulle op 'n dwaalspoor gelei het, is toe in die poel van vuur en swaal gegooi deur die dier, waar die dier en die valse profeet ook is. En hulle sal dag en nag gefolter word vir ewig en ewig. En toe het ek 'n groot wit troon gesien en iemand wat daarop sit. Die aarde en die hemel het van sy aangesig af weggevlug en daar was nie meer plek vir hulle nie. En ek het die dooies en die magtiges en die geringes van die voor die troon sien staan en toe is boekrolle oopgemaak en 'n ander boekrol is ook oopgemaak, naamlik die een van die lewe. Die dooies is op grond van wat daar in die boekrolle opgeteken is, volgens hulle dade geoordeel. Die see het toe die dooies wat daarin is teruggegee en die dood en die Hades het die dooies wat daarin is teruggegee en elkeen is volgens hulle dade geoordeel. Toe is die dood en die Hades in die vuurpoel gegooi en die tweede dood is die vuurpoel. En as gevind is dat iemand nie in die boekrol van die lewe opgeteken is nie, is hy in die vuurpoel gegooi. So, kom ons gesels net gou vinnig net wat het ons nou gesien. So weer eens, kom ons herinner ons dat as ons praat oor wat beteken hierdie 1000 jaar, voordat ons gesels oor die 1000 jaar, kom ons herinner net eers onsself dat ons is weer besig om 'n storie te lees wat eintlik vir jou moes klokkies laat lui het oor wat jy al wel beleef het. Die simbole of die beeldspraak lyk anderste, maar die inligting is dieselfde. So kom ons gaan kyk gou, ek het vir jou op die groep het ek vir jou 'n dokument aangestuur en eintlik al wat dit is 'n parallel tussen Openbaring 12 en Openbaring 20. Ek het net vir jou die verse een vir een uitgehaal. So met ander woorde, jy kan nou gaan sit en jy kan nou gaan kyk. Die eerste parallel, onthou nou die Openbaring 12 speel af, die draak wat daar kom, die vrou is swanger, die draak wil die kind eet en dan sien ons die storie afspeel vanaf vers 7. Dan sê hy Openbaring 12 vers 7, en daar het oorlog uitgebreek in die hemel. Michael en sy engele het teen die draak oorlog gevoer. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar was nie sterk genoeg nie. Daarom was daar nie meer vir hulle plek in die hemel te vind nie. Die groot draak, die slang van die oertyd, wat die duiwel en Satan genoem word, die verleier van die hele bewoonde wêreld, is toe uitgegooi. Hy is op die aarde neergegooi en saam met hom ook die engele, ook sy engele. Nou, wat hy gesê het, Michael en die engele, hulle het oorlog gevoer en hulle vat hierdie groot draak, sy naam is ook die slang van die oertyd of die duiwel of Satan. Hulle vat hom, hy gooi hom uit op die aarde en dis dan basies wat gebeur in Openbaring 12. Wat gebeur in Openbaring 20? Weer 'n engel, ek het 'n engel gesien en hy het met 'n sleutel gevat en hy die Satan of die draak, die slang van die oertyd wat duiwel of Satan genoem is, hy het hom gegryp en hom vasgeketting vir 1000 jaar lank. So engel gooi vir Satan uit. Nou het jy 'n engel en hy bind vir Satan vas. So dis dieselfde ding, is 'n parallel, hy loop gelyktydig aan mekaar. Tweede parallel, Openbaring 12 vers 10. Toe het ek 'n harde stem in die hemel hoor uitroep: Nou het die verlossing en die krag en die koningheerskappy van ons God deurgebreek en ook die volmag van sy Christus, omdat die aanklaer van ons broers uitgegooi is, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Wat het gebeur in Openbaring 12? In Openbaring 12, toe hy uitgegooi is, toe word sy impak gelimit. Met ander woorde, dit wat hy doen, sy vernietiging wat hy gebring het in Openbaring 12 is gelimit. Wat sien ons in Openbaring 20? Hy is in die onpeilbare diepte ingegooi, dit is toegesluit en bokant hom is dit verseël, sodat hy nie meer die nasies op 'n dwaalspoor sou lei nie. So met ander woorde, ons praat nie van dat daar geen meer boosheid is nie, maar daar is iets wat weggevat is. Hy is sy aanklaer, sy posisie as 'n aanklaer is weggevat in Openbaring 12,
wat nou hierso is om nasies op 'n dwaalspoor te lei. En onthou, later gaan hy vir ons verduidelik hoe lyk dit wanneer hy weer hierdie mag doen. Maar dit is belangrik om te verstaan dat beide hierdie gedeelte, Openbaring 12, Openbaring 20, limit Satan se autoriteit. Dit limit sy krag. Dit limit dit wat hy kan doen. Right, die derde parallel wat ons sien. En hulle het hom oorwin op grond van die bloed van die lam. So dis nou Openbaring 12 vers 11. Hulle het hom oorwin op grond van die bloed van die lam en op grond van hulle getuienis, selfs in die aangesig van die dood. So nou het jy in Openbaring 12 het jy die gelowiges en hierdie ouens selfs in die aangesig van die dood het hierdie ouens nie opgegee nie, maar hulle het oorwin deur die bloed van die lam en deur die getuienis wat hulle afgelê het. Openbaring 20 vers 4. Ek het ook trone gesien en die wat daarop sit is mag verleen om te oordeel. Ek het die siele gesien wat onthoof is vanweë die getuienis oor Jesus en die woord van God. En dan spring hy af 'n bietjie verder en sê hy en hulle het lewend geword en saam met Christus regeer. So Openbaring 12 het jy ouens wat vas staan, ouens wat nie gefilter het nie, ouens wat nie opgegee het nie, selfs in die aangesig van die dood het hierdie ouens bly staan. Wat sien ons in Openbaring 20? Hierdie ouens is onthoof vir hulle geloof, hierdie ouens was gepressure en hulle het nooit opgegee nie. Dis wat ons sien. Dis 'n parallel van beide, Openbaring 12 versus Openbaring 20. Parallel 4, Openbaring 12 vers 12. Daarom juig hemele en diegene wat in die aarde woon, en wee julle wat in die aarde en die see, want die duiwel het met groot woede na julle neergedaal, omdat hy weet dat hy min tyd oor het. So op die vorige ene, dan praat hy op Openbaring 12, dan praat hy spesifiek dat Satan het min tyd oor. Openbaring 20 vers 3, en daarna moet hy vir 'n kort tydjie losgelaat word. Daar is 'n limited tydperk. Daar is 'n tydperk wat hy het om vernietiging te bring. So, met ander woorde, wat ek en jy sien op hierdie stadium, is dat Openbaring 12 en Openbaring 20 loop parallel met mekaar. Ons sien dis dieselfde, dis ander beeldspraak, maar dis dieselfde tipe taal wat gebeur, is net die prentjie lyk anderste. So, dink nou gou weer terug, wat was ons ritme wat ons op hierdie stadium beleef het. Terug na Openbaring 16 toe. Openbaring 16 praat oor die 7 bakke. Nou die 7de bak, wanneer die 7de bak uitgegooi word, Openbaring 16 vers 17. Toe die 7de engel sy bak in die lug uitgooi, uit die tempel van die troon se kant af, het 'n harde stem geroep, dit is afgehandel. So die 7de bak word uitgegooi en daar word 'n stem uitgeroep, dit is afgehandel. En weerligstrale en gerammel en donderslae het gevolg en ook 'n vernietigende aardbewing soos wat nog nooit plaasgevind het nie. Vers 19, die groot stad het in 3 dele uitmekaar geval en die stede en die nasies het ineengetuimel. God het aan Babylon, die magtige, gedink deur aan haar die beker wyn van die gramskap van sy toorn te gee. So vers 19, kyk vir my spesifiek na vers 19. Die groot stad het in 3 dele uitmekaar geval en die stede van die nasies het ineengetuimel. So hierso beleef jy die amper half die klimaks van die oordeel van God. Dis die volledige oordeel. Mense, stede, nasies val in mekaar in wanneer hy sê dit is afgehandel. So met ander woorde, as ons heeltyd praat van hierdie storie wat afspeel, dan praat ons hierso van die hemelvaart regdeur tot by die tweede koms, die finale oordeel wat gaan plaasvind. Dis ons storielyn wat oor en oor speel. En hier by die 7de bak, hier staan ons aan die einde. Dis wanneer die finale oordeel gaan terugkom. Dis by die tweede koms van Jesus. So dis wat ons daar sien. Dan maak jy Openbaring 17 oop en dan begin hy praat oor Babylon. Babylon is hierso klaar vernietig. Nou begin hy in Openbaring 17 weer begin praat van Babylon. En dan praat hy oor hoe Babylon dronk word op die bloed van gelowiges en hoe sy die vernietiging bring. En dan sien jy hoe Openbaring 17 en 18 praat basies oor hoe sy self begin vernietig word. En teen die tyd wanneer ek en jy by Openbaring 19 kom, blaai vir my na Openbaring 19 toe. Openbaring 19 vers 17. Hierso is amper half die klimaks
Babylon het nou vernietiging gebring en dan is daar oorlog. Openbaring 19 vers 17. Ek het 'n engel in die son sien staan en hy het met 'n kragtige stem uitgeroep en na al die voëls wat hoog in die lug rondvlieg gesê, kom hierheen, trek saam na die groot feesmaal van God, om die vleis van die konings en die vleis van die militêre aanvoerders te eet, die vleis van die magtiges, die vleis van perde en hulle ruiters, die vleis van almal, vry mense sowel as slawe, geringes sowel as magtiges. Die dier is toe gevang en saam met hom ook die vals profeet. So met ander woorde, hierso beleef ons, hier is hierdie massive fight, wat hulle almal optrek, en dan sê hy, hulle twee is lewendig in die vuurpoel met die brandende swaal gegooi. Die res van die mense is doodgemaak met die swaard, wat kom uit die mond van die een wat op die perd sit. Dis die swaard wat uit Jesus se mond uitkom. En al die voëls het hulle versadig gevreet aan hulle vleis. So wat sien ons einde Openbaring 19? Openbaring 19 sien ons weer, hier is hierdie groot optrek, en dan is oordeel, en almal word vernietig. Dit is belangrik om te verstaan, einde van Openbaring 16, almal is vernietig. Einde van Openbaring 19, dieselfde hoeveelheid mense, wat daar vernietig was, is nou weer vernietig. Ons praat van, selfe storie, selfe einde. Nou begin ons Openbaring 20, en nou lees ons hom weer, en hoor nou wat gaan gebeur. En toe het ek 'n engel gesien, en wat uit die hemel neerdaal met 'n sleutel van die onpylbare diepte en 'n swaar ketting in sy hand, en hy het die draak, die slang van die oertyd, wat die duiwel en Satan is, gegryp en hom vasgeketting vir 1000 jaar lank. 1000 jaar lank spreek nie van 'n letterlike 1000 jaar nie. Ons praat hierso van 10 maal 10 maal 10. Dis kubus. Dis wat hy sal sê as die voltaal. Dis wat jou Grieke en die Romeine sal amper half allokeer as die perfekte getal vir 'n lang tydperk, die baie daarvan. Die Bybel gebruik oor en oor 1000. Ek dink is dit in Psalms wat hy sê 1000 jaar vir die Here gaan vir hom verby soos wat gister vir my en vir jou verby gegaan het. Petrus praat van een dag in die huis van die Here is soos 1000 dae of 1000 jaar op aarde. Dis wat gebeur. Dis hierdie groot kontras tussen wat die ewigheid is teenoor dit wat ons op aarde het. Dis 'n kontras. Hierdie 1000 is nie 'n letterlike 1000 nie, dis 'n bedrag wat gebruik. As hy praat van die Here wat sê dat my oordeel sal wees oor die 3de en die 4de geslag, dan kontras hy dit met sy goedheid wat sal staan oor duisende geslagte. Dis ekstreem. 1000 word nie as 'n letterlike getal neergesit nie. Dis hierdie groot bedrag wat eenkant gesit word. So met ander woorde, as ons besef Openbaring 12 praat van Satan word gelimit, is daar 'n lang tydperk in Openbaring 20, 'n lang tydperk wat Satan gelimit gaan word. So met ander woorde, hy word gegovern. Sy autoriteit is beperk. So dan gaan hy aan en dan sê hy het hom toe in die onpylbare diepte gegooi en toegesluit en bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies wat op 'n dwaalspoor sou lei nie. Nou weer eens, hy kom nie en hy sê dat alle boosheid het tot 'n einde gekom nie. Dis nie wat hy sê nie. Die groot ding is, as ons wil verstaan wat bedoel hy hierso, lees ons vers 7. Wanneer die 1000 jaar verstryk het, sal Satan uit sy gevangenskap losgelaat word, so dit wat hom terughou, die boeie wat hom teruggehou het, sal losgemaak word, en dan sal hy optrek om die nasies tussen die 4 hoeke van die aarde, die Gog en die Magog, in 'n dwaalspoor te lei. Hoekom? Om hulle te mobiliseer vir die oorlog. Hulle getal is soos die sand van die see. Hulle het van oor die breedte van die aarde opgeruk en 'n laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. So met ander woorde, die funksie wat ek en jy moet verstaan, Satan is heiliglik gelimit. Hy is beperk op dit wat hy kan doen. As hy losgelaat word, kan hy al die goddelose saam laat mobiliseer teenoor God. Hier is 'n voorbeeld.
Dink aan ouens wat gemartel word in plekke soos Irak of Iran vir hulle geloof. Christene wat Jesus ken en volg en die evangelie daarso gaan uitleef. Daai ouens se lewens is in gedrang. Soveel so dat ek dink op 'n stadium met Irak gesê dat as daar ouens is wat moslems is wat Christene word hulle doodgemaak. Dis wat gebeur. Daar is goddelose mense wat lynreg teen gelowiges werk daar. In Amerika het jy ouens wat lynreg teen geloof gaan, maar hulle doen dit nie onder die vaandel van ek maak jou dood nie. Dit is jy sal nie in skole bid nie, jy sal nie in skole die woord deel nie. Nou die ou wat in Amerika is en die ou wat in Irak is, daai twee goddelose mense praat nie dieselfde taal nie en hulle is nie van plan om gou saam te werk nie. Tot hierdie dag. Die dag wanneer alle beperkings van Satan afgehaal word en alle goddeloses reg oor die wêreld trek saam op om in een plek oorlog te voer teen God. As jy wil verstaan wat is die limitation wat op Satan nou geplaas word, dan besef ons dat hy het impak, daar is boosheid, daar is vernietiging wat plaasvind in hierdie wêreld, maar die een ding wat hy nie kan doen nie op hierdie stadium is al hierdie nasies laat saamtrek in 'n oorlog teenoor God. So dis hoekom as ek en jy gaan lees in vers 3, dat hy gaan so vasgemaak wees vir 'n 1000 jaar. Nou daai 1000 jaar praat ons van, dis 'n simboliese tydperk. Daar is al tussen die hemelvaart tot nou toe al 2000 jaar. Ons praat nie van letterlik nie, maar op aarde beleef ons daar is 'n tydperk wat Satan teruggehou word, maar die dag wanneer daai tydjie is, einde van vers 3, daarna moet hy vir 'n kort tydjie losgelaat word. Daar's 'n tyd wanneer die boeie afkom, wanneer Satan in al sy volmag dit gaan doen. OK, dan lees ons vers 4, want nou hierdie gaan nou vir ons nou dieselfde idee gee. Maar nou moet julle onthou, soos dat ons sê, ons vertel die storie oor en oor. Selfe storie, moet jy jouself ook herinner dat ons storie speel nie net af op aarde nie. Daar is altyd 'n perspektief wat jy moet besef. Partykeer praat ons van die fisiese wêreld, partykeer praat ons van 'n geestelike wêreld. So partykeer sien ons 'n storie afspeel op aarde, partykeer sien ons die storie afspeel in die hemel. So wat sien ons vers 4? Ek het ook trone gesien. Nou trone tot op hierdie punt toe het nog elke keer gebeur net in die hemel. So met ander woorde, hy gaan nie nou 'n patroon verander nie, so die trone wat hy sien is in die hemel en die wat daarop sit is mag verleen om te oordeel. Ek het die siele gesien van hulle wat onthoof is vanweë die getuienis oor Jesus en die woord van God. Dit is hulle wat nie neergeval het om die dier en sy beeld te aanbid en nie die merk op die voorkop of op die hand ontvang nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus regeer 1000 jaar lank. Nou, as ons onsself gaan vra, waar sit al die gelowiges vanaf Jesus se hemelvaart tot nou toe? So, ons praat nou 2000 jaar. Iewerste is daar 'n klomp ouens wat al gemartel is vir hulle geloof. Al daai ouens wat dood is tot voor wat is vandag se datum? 6 Mei 2026. Almal wat dood is voor dit, waar is hulle nou? Kriek in die hemel. Okay. Ja, was hier baie moeilik. Almal sit hier so, is hierdie 'n trick question? Nee, dis die hemel. Dis baie maklik om dit te antwoord. So met ander woorde, van wie praat ons? Onthou, wanneer ons teruggaan na Openbaring 4 toe, Openbaring 5 toe, dan is die 24 ouderlinge daar. So die 24 ouderlinge verteenwoordig. 12 van hulle is die 12 stamme, 12 van hulle is die 12 apostels, dis die Oud en die Nuwe Testament, dis die voltal van gelowiges. Nou kyk hy na die trone, hy kyk na die mense op die trone en hierdie is ouens wat hulle lewens geoffer het. So ons kyk nou hier in die hemel in, wat hierdie ouens beleef. En dan sê hy, hierdie ouens het vasgebyt tot aan die einde en hulle het lewend geword, so hulle was dood op aarde, hulle het lewend geword om saam met Christus te regeer 1000 jaar lank. Wanneer speel hierdie 1000 jaar af? Tussen die hemelvaart
en die tweede koms. So met ander woorde, dit is 'n tydperk wat geallokeer is en hierdie is wat gebeur. Hulle is besig om te regeer in hierdie tyd. Die oorblywende dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar verstryk het nie. Nou, hier raak dit nou vir ons moeilik om te praat van dat hulle het nie lewend geword nie. Julle moet onthou, vir 'n ongelowige beleef die eerste dood en die tweede dood. Jy gaan fisies dood en daarna beleef jy 'n ewigheid in hel. Daai is die tweede dood. So met ander woorde, as ek en jy praat van gelowiges, ons beleef die eerste dood, ons beleef nie die tweede dood nie. Wat ons beleef is die eerste opstanding. Dis 'n opstanding om saam met Christus in die hemel te wees. En so met ander woorde, hy praat van die eerste groep ouens, die gelowiges. Hulle het hierdie opstanding beleef, die oorblywende dooies het nie hierdie opstanding beleef nie, want hulle is nie in die hemel nie. So met ander woorde, nou gaan hy verder, dan sê hy, die oorblywende dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar verstryk het nie. Dit is die eerste opstanding. Gelukkig en heilig is die een wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood nie mag nie. Hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met hom 1000 jaar lank regeer. So met ander woorde, ons beleef, gelowiges gaan dood, maar ons beleef 'n opstanding. Ongelowige wat doodgaan, beleef nie die opstanding nie. Dan gaan hy verder, dan sê hy vers 7. Wanneer die 1000 jaar verstryk het, dan sien ons nou wanneer hy nou al hierdie mense laat gaan optrek en die doel is om hulle te kry om oorlog te doen. Hy gebruik Gog en Magog. Nou weer eens, kom ons wees ons net onsself herinner. Ons het tot op nou toe besef, meeste van die kere as hy goeters gebruik, as hy praat van Babylon. Babylon was nie 'n letterlike vrou nie, dit was 'n stad, maar dit was nie net 'n fisiese stad nie, dit was 'n plek, dit was 'n manier van dink, 'n manier van doen om die gelowiges weg te kry van Christus af. Mense hulle geloof op te gee. Wanneer hy praat van Egipte, wanneer ons praat van al hierdie goeters, dis 'n verstaan rondom dit. Dit sit vir ons simboliek rondom die idee daarvan. En dieselfde met Gog en Magog. Gog en Magog is goddelose nasies wat oorlog kom voer teenoor God. So met ander woorde, hy gryp nou hierdie ouens en oralste van die uithoeke van die aarde af, mobiliseer almal, al hierdie ongelowiges, kom almal en hulle trek op en hulle is nou obviously om die geliefdes, die ouens, die heiliges, die ouens wat God verheerlik. En dan is die battle, unfortunately, is die battle wat volg 'n antiklimaks. 'n Mens sê nou gedink dit is nou 'n baie groot fight, maar hierso is wat gebeur. Hulle almal trek op, toe het daar vuur uit die hemel neergedaal en hulle verteer. Daai is die einde van hulle. Hulle het baie lank gevat om by mekaar te kom en toe is hulle toast. Dis basies, daar's nie 'n groot fight nie, dis nie 'n lang uitgerekte swaarde getrek en vir 4 dae en hier is 'n movie en is net nog hierdie paar ouens oor en hulle is honger en hulle smoeg en dan staan een ou op en hy gee 'n speech en dit inspireer die ouens om verder te veg en dan dis nie wat gebeur nie. Die ouens trek op, 4 kom uit en hulle is getoast. So dis wat ons daar beleef en dan gaan hy verder en dan sê hy toe het daar vuur neer uit die hemel neergedaal en hulle verteer. Die duiwel wat hulle op 'n dwaalspoor gelei het, is toe in die poel van vuur en swaal gegooi, wat die dier en die valse profeet ook is. Nou, onthou nou, ons besef einde Openbaring 19. Het jy al die nasies wat optrek, en dan word al hierdie ouens vernietig. Die voëls vreet hulle op, hulle is vernietig, en dan word die dier en die valse profeet in die vuur gegooi. Nou is daar weer nasies wat optrek. Van waar kom hierdie nasies as ons kronologies sou gedink het? Jy kan nie nasies hê wat vernietig is in einde Openbaring 19 en skielik weer nasies hê nie. Maar nou hierdie keer vertel hy dieselfde storie, 'n ander prentjie. Nou gooi hy nie in hierdie een die dier en die valse profeet in hierdie fokus op Satan wat in die vuurpoel ingegooi word. So met ander woorde, almal is vernietig en die duiwel wat hulle op 'n dwaalspoor gelei het is into die poel van die vuur en swaal gegooi waar die dier en die valse profeet ook is. So al twee stories speel gelyk af, hulle almal is gelyk ingegooi, die een fokus op die een, die ander fokus op die ander angle. En hulle sal dag en nag gefolter word vir ewig en ewig. En dan vra ons onsself nou die vraag, nou daai dooies
wat die eerste keer dood het, wat het gebeur met hierdie ouens? Ons weet 'n gelowige wat doodgaan, hy gaan hemel toe, maar hoe lyk hierdie skeiding tussen gelowige en ongelowige? En dis wat ons lees in vers 11. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en iemand wat daarop sit. Die aarde en die hemel van sy aangesig af weggevlug en daar was nie meer plek vir hulle nie. So met ander woorde, as hy kom sê die aarde en die hemel het van sy aangesig af weggevlug, beteken daar is nie wat ons verstaan 'n aarde en 'n hemel, hemelruim bo ons, dit wat ons sien, wolkies, daai tipe goeders. Alles is weg, alles is vernietig, daar is niks meer plek vir dit nie. En die dooies, die magtiges, die geringes, het voor die troon sien staan. So met ander woorde, nou kom almal en almal staan voor die troon van God. En toe is die boekrolle oopgemaak. 'n Ander boekrol is ook oopgemaak, naamlik die een van die lewes. Die een van die lewe. Die dooies is op grond van wat hulle daar in die boekrolle opgeteken is, volgens hulle dade geoordeel. Die see het toe die dooies wat daarin is teruggegee, so ouens wat in die see dood is, ouens wat in Hades is, ouens wat in die dooiers, alles is teruggegee en elkeen is volgens hulle dade geoordeel. Toe is die dood en Hades in die vuurpoel gegooi. So met ander woorde, in die einde van alles, hierdie is die einde van dood. Nooit weer sal dood wees nie, want selfs die dood is in die vuurpoel gegooi. En dan sê hy, en die tweede dood is ook in die vuurpoel gegooi. So met ander woorde, daar is nou 'n vernietiging, alles en almal is nou in die vuurpoel wat nie hemel toe mag gaan nie. En as gevind is dat iemand nie in die boekrol van die lewe opgeteken is nie, is hy in die vuurpoel gegooi. So met ander woorde, daar word 'n boek oopgemaak en hierdie boekrol vra die vraag: is jy 'n gelowige of is jy nie 'n gelowige nie? As jy 'n gelowige is, belewe jy die ewigheid saam met Christus en jy sal nooit weer doodgaan nie. Jy sal nooit weer die oordeel ervaar soos hierdie ouens nie, maar ongelowiges, wat hierdie ouens gaan almal in die vuurpoel gegooi word. En dis wat ons wel sien op hierdie oomblik. So met ander woorde, daar word 'n lyn getrek tussen die gelowige en die ongelowige. En so as ek en jy vir onsself gaan vra, hoe lyk die 1000 jaar? Want onthou, ons het so vinnig dat ons kan vra kronologies, waar pas die 1000 jaar? En dan besef ons, Openbaring 20 pas in soos die res van hierdie, praat vir ons van 'n storie. Satan wat gelimit is en hy fokus op die oordeelsdag, die finale oordeel wat die ouens optrek teen God. Hulle word geoordeel en dan word die vraag gevra: is jy 'n gelowige of nie? Waar die ouens wat gelowiges was, tot op daai punt toe, hierdie ouens regeer in die hemel vir 1000 jaar, hierdie ouens beleef, al was hulle onthoof gewees, omdat hulle getrou was en hulle geloof, is hierdie ouens deel van die ewigheid wat voorlê. So, ons kyk en ons beleef, en nêrenste het ons nodig om vrees toe te laat in ons hart nie. Selfs nie eers vir wanneer Satan se boeie afkom nie. Sien, wanneer Satan se boeie afkom, is wanneer die goddeloses gaan omtrek om die heiliges. En al wat gaan gebeur, is vuur gaan neerdal op hulle. En my mens dink, en is dit Elia of Elisa, toe daar 'n koning was wat na hom toe gegaan het en hom gevra het om te kom, en hy stuur 50 soldate. En hier stap die profeet uit, vuur kom en brand al 50 op. En dan stuur die koning nog 50. En dan kom vuur af en brand al 50. En dan kom die ouens en sê, asseblief hoor jy, wou breek 'n bietjie. Ons wil nou nie toast wees nie, asseblief kom saam met ons. Dis die impak. Ons veg nie, God veg vir ons. So ons besef dat ons funksie hier op aarde, en dis wat ons konstant vir onsself herinner met Openbaring tot op hierdie punt toe. Wat doen ons? Is ons hou die geloof aan die gang, jy bly vas, jy bly getrou aan dit wie jy is, en dan gaan leer ons ander mense, maak disippels van alle nasies, want daar gaan 'n oordeelsdag kom. En ons geliefdes en ons vriende, mense wat om ons is, ons wil hê hulle moet aan die gelowige kant staan. En so dan weet ons, nêrens het ons nodig vir vrees in ons harte nie. So ons staan terug, ons kyk aan die einde van die prentjie en ons sê, maar ons wen. So geen vrees in ons harte nie, geen bekommernis nie, ons weet ons wen. En dis wat ek glo is die hart van Openbaring 20. So kom ons bid, en dan as daar enige vrae is, maak ons dit oop vir dan. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om Openbaring 20 te leer.
en net weer te kan kyk, Here, en te kan sien oor hoe dit inspeel in U prentjie in. Here, mag ons onsself herinner, Here, dat U is God bo alles. Here, en dat ons hoop in U plaas, ons geloof in U sit, en Here, dat ons selfs as ons dood in die oë staar, Here, nooit sal opgee in ons geloof teenoor U nie. Here, mag ons nie toelaat, Here, dat die vyand vernietiging bring in ons lewens nie. En Here, mag ons dankbaar wees, Here, dat U vir hom boeye aangesit het. Maar Here, mag ons in alles wat ons weet, Here, opgewonde raak oor die feit dat ons weet dat U is ver groter as enigiets wat Satan na ons kant toe kan gooi. En mag ons vreugde en vrede in U vind. In Jesus naam. Amen.